Hartlik goeiemôre aan almal, baie welkom hier vanoggend. Veral ook ons besoekers, baie welkom ook aan julle. Mag julle dit vreugdevol vind en die boodskap wat sal uitgaan, dat dit vir julle inslag in julle hart sal gee. Baie welkom. Voor ons begin, wil ek vir pastoor Willem vra om ons die diens te open. Baie dankie. Dankie pastoor Willem, die Here seën jou. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan stil raak voor U. Ja. Dankie Here dat ons vanmôre weer die voorreg het om in die huis te mag wees, ontvanklikheid van die woord te mag ontvang. So vra ons ook die ryklike seëninge, die Heilige Gees se teenwoordigheid in die salwing vanmôre, Here, dat die woord wat bedien sal word vanmôre, Here, dat dit 'n woord van oorwinning sal wees, Here, dat die woord ook vandag in vrugbare grond gesaai sal word, Here. Dat ons vanmôre, Here, as herstelde en geredde mense, persone hier sal uitgaan. So vra ons ook die seën en pastoor Kiewit se bediening vanmôre, Here, dat hy ook sal spreek en sal luister soos wat U dit vir hom gee. Dat hierdie hele diens en die lofsang en die aanbidding, Here, en die lofprysing tot eer van die groot en die lieflike naam sal wees. Here, dit gaan nie vanmôre oor ons as mens nie, maar as ons vanmôre kan stil staan in ons swakheid as mens, kan ons sien, Here, die goedheid en die guns en die genade en die liefde wat ons elke dag meer en meer uit die Vaderhand uit ontvang. Ja. En daarom wil ons onsself vanmôre verootmoedig en elke knie sal buig en U erken as ons God en ons saligmaker en verlosser. Seën ons vanmôre, Here, maak ons kragtig en sterk in die woord, Here, en lei ons in die Vaderhand. Seën ook so die kinderwoordskool, Here, dat daar waar die kleintjies nog opgevoed word, Here, in die woord, Here, dat daar ook geestelike groei in hulle lewens sal wees. Seën ons elkeen, Here, en dankie ook dat ons vanmôre 'n loflied tot aanbidding tot U mag sing en word U daardeur verheerlik. Ons ontvang dit met blydskap en vreugde en ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. En amen. Ja, prys die Here. Sit net so. Ons musiekspan gaan die bedien met 'n lied waarom ons dan sal opstaan en dan die Here se naam groot maak met lofprysing en aanbidding. Hear my song, Lord, You fill me with beauty. Hear my words, Lord, You fill me with praise. Take this moment, I just can't praise Him. This one is yours, Lord, I give You this. When I am hungry, You give Me loving grace. When I'm thirsty, water of life, I will not fear. You're always with me. Every need I have, You satisfy. Hear my song, Lord, You fill me with beauty. Hear my words, Lord, You fill me with praise. Take this moment, I just can't waste it. This one is yours, Lord, I give You this day. Your children, O Lord, we are lifting our praise to You. Let's sing in my kings and now rise to Your throne. I'm dwelling in this place all around for Your spirit.
Halleluja, prys die Here vir sy werke in ons lewens. Prys hom dat sy die musiek wat ons aanhoor, sy stem is ons musiek. Kom ons gee die Here. Kom ons staan en maak ons die Here se naam groot in die volgende bevange. Baie dankie. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. Let the dew of heaven fall upon my thirsty soul. Let the dew of heaven fall on me. Blessed Holy Spirit, come and take control. Let the dew of heaven fall on me. The Holy Ghost will set your feet and dance free. The Holy Ghost will fill you through and through. The Holy Ghost will set your feet and dance free, and set your heart and dancing free. The Holy Ghost will set your feet and dance free. The Holy Ghost will
Dankie Here vir die genade wat so groot is vir ons. En die liefde wat so groot is vir ons. Halleluja. Ons prys U daarvoor. Dankie Koning. Halleluja. Ja, prys die naam van die Here. U is en U was en U al sal altyd wees, Here. Ja, Here, ons wil U aanbid, Here, vanoggend met 'n aanbidding, Here. Here, ons wil op ons knieë neerval, Here, en U al die lof en die eer gee vanoggend, Here, want Here, alles kom U toe, niks vir U nie, Here. Ja, Here, hier gaan ons hierdie lied nou sing. Now is the time to worship. Here, en dat dit so wees. Dit is nou die tyd. Nie môre nie oor 10 sekondes van nou, dit is nou dadelik die tyd. Here, ons wil U loof en prys. Amen. Prys U naam, Koning. Now is the time to worship. Now is the time to give your all. Just as you are to worship. Just as you are before your God. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. So the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Now is the time to give your all. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, one day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. So the greatest vision remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your all. Come, just as you are to worship. Come,
His name to worship Him. We have come into this place and gathered in His name to worship Him. We have come into this place, gathered in His name to worship Christ the Lord. Worship Jesus Christ the Lord. So forget about the sound, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Him. So forget about yourself, concentrate on Him and worship Christ the Lord. Worship Him, Jesus Christ the Lord. Let all that is within me cry holy, holy. Let all that is within me cry holy, 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 holy is the Lamb that was slain. Lord Most High, Lord Most High, You are the King of glory, forever pure and holy. Lord Most High, Lord Most High, Lord Most High, You are the King of glory, forever pure and holy. Lord Most High. Majesty, Majesty, Your grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in Your hands. We sing in majesty, we sing in majesty. Forever I am changed by Your love, in that prayer
Here, ons wil die eer, ons wil die loof. Dankie vir die teenwoordigheid vanmôre in ons lewe. Kom en word verheerlik, Here, dit is wat ons as mens bring. Dat dit 'n welgevallige offer voor U sal wees, Here. Here, ons dank U vanmôre vir elkeen wat teenwoordig is. Laat die Gees van God besit neem van elkeen vanmôre. Laat die salwing swaar is op elkeen vanmôre. Die kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie, ek kan nie sit lekker inneem. Terwyl jy vir my gaan blaai na die boek van Lukas hoofstuk 6. Dit gaan oor die kiesing van die 12, oor die disippels wat Jesus geroep het. En dit gaan om besonder vir my boodskap vanmôre. Gekies, opgelei, maar nie oorgegee nie. En wat hierdie tema by implikasie sê, ons kan al die kwalifikasies sê, ons kan al die vermoëns sê, ons kan al die dinamika in ons sê, maar as ons nie oorgegee is aan God nie, beteken dit niks vir ons nie. En die karakter wat ek vanmôre met u gaan deel is Judas Iskariot. Wat ek vanmôre, hoekom sou Jesus so iemand gekies het? Nou, u het al van die gesegde gehoor voor ek gaan lees, hulle praat van die Judas bok. Ek weet nie wie van julle dit al ken nie, u wat die slagpale werk, weet hoe werk dit. Dit loop as hulle diere geslag wil hê, dan pak hulle hierdie bok en hy loop vooruit en al die skape en die vee loop agter hom in. En net voor hulle die slagpale ingaan, is daar 'n hek wat hierdie Judas bok met hom oopmaak tot hy kan uitgaan en dan die skape, hulle word dan geslag in die beeste. Dit is waar die naam van die Judas bok vandaan kom. En dit te gaan kyk na dit, wat is 'n Judas bok? Wat is Judas? Hy loop voor by die slagpale, 'n verraaier binne in die groep. Met ander woorde, hy skep sy eie, hy is in 'n groep. Daar kan nie 'n Judas wees buite 'n groep nie, hy moet deel van 'n groep wees. En dit wat gaan ons in die Bybel sien. Hy dra geen eienskap of karakter of verantwoordelikheid vir sy dade nie. Lokmiddele van ander mense af, bring ander mense in moeilikheid. Maar hy laat ander mense in 'n slegte lig sodat hy, maar jy weet nooit wat hy in die geheim doen nie. En dit is so daardie Judas bok wat vooruit loop. Daardie een wat agter hom aanloop, weet nie regtig waar hy gaan nie tot hy die slagpale kom, waar hulle geslag word. En dit is wat belangrik is vanmôre wat ek uit hierdie gedeelte en u wil deel, gekies, opgelei, maar nie oorgegee nie. Kom ons gaan na Lukas hoofstuk 6 vanaf vers 12. Hy sê vers 12, en hy het in daardie dag uitgegaan na die berg om te bid, en dit is Jesus, en die nag in die gebed tot God deurbring. En toe die dag word, het hy sy disippels na hom geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy apostels genoem word. Luister mooi wat sê hy so. Hy het na die disippels toe gegaan, en 12 apostels uitgekies. So by implikasie wat ons dink altyd, as ons praat van die disippels, dan praat ons van hierdie 12 disippels, maar hulle was die apostels. Nou, by definisie, kan 'n disipel nie noodwendig 'n apostel wees, maar 'n apostel is 'n disipel. Ek wil julle nie verwar nie, laat ons net sê, want as ons Johannes 6 gaan lees, dan sien ons daar, en ons kan miskien nou gaan kyk as die tyd kyk,
Toe Jesus sê, my liggaam is, die brood is my liggaam en die wyn is my bloed. Toe draai die disippels op hulle en stap weg, behalwe die disippels, die apostels wat saam met Jesus gaan. En as ons verder gaan lees, dan sal ons sien. En Jesus sê toe vir hierdie 12 van hom, wil julle nie op my weg gaan nie? En dan sê, Here, waar sal ons heen gaan? So ons moet nie verwar as hy praat van disippels in die party. Dis kom maar een plek in die Bybel sê, hy het die disippels 2 uitgestuur, hy het oor die 70 van hulle gehad bespaar het. Maar hy het hierdie apostels uitgekies, en ek lees vers 13. En toe die dag word, het hy sy disippels na hom geroep, en 12 van hulle uitgekies, wat hy die apostels genoem het. Simon het hy Petrus genoem, en Andreas sy broer, Jakobus en Johannes, Philippus en Bartolomeus, Mattheus, Thomas, Jakobus, die seun van Alfeus, en Simon, wat die ywerhaar genoem word. Judas, die seun van Jakobus, en Judas Iskariot. Nou hoekom hy sê Judas Iskariot? Judas het gekom van Keriot af. Keriot is tussen Jerusalem en die Dooie See. Dit is kom aan. Judas Iskariot. Maria Magdalena is Magda van Magdalia. Dit is hoekom hulle dat hulle kan onderskei, want hierso sal 2 Judas. Want hy sê vir ons Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot. Wat Judas is? Die een wat van Keriot afkom. So ons moet onderskei tussen dit wat hy vir ons sê. Keriot afgekom het sodat hy kan weet met van wie praat ons hierso. Hy sê Judas, so ek gaan tot so ver. Here, dankie dat ons vanmôre hierdie woord kan oopmaak. Here, my gebed is vanmôre dat U ons gedagte gevange sal neem. En Here, dat U hierdie boodskap so sal rig dat dit vir ons 'n duidelike roete rigting sal gee wat U van ons verwag. En Here, daarom wil ek vanmôre vra, Here, daar is 'n ding wat ons sê, ons is geroep, ons is gekies. En spesifiek as ek dink aan Jeremia hoofstuk 1 vers 5, wat U sê, U het ons voor ons moederskoot, het U ons al reeds geroep, Here. Here, maar as ons nie die akkers arbeid nie, dan beteken dit niks vanmôre vir ons nie. En dit is wat ek by ons vanmôre gaan kyk. Hierdie man, Judas Iskariot, wat geroep was, uitgekies, binne kring van U, Here. Here, hoe is dit dan, dat U so geduldig met hom was? Here, wil ek vra, gee my die helderheid van verstand vanmôre, om hierdie gedeelte oop te maak vir ons mens, sodat ons kan insig kry. En ons self te kan meet vanmôre ten opsigte van dit, Here. Ons self kan bepaal, Here, waar trek ons, Here, sodat ons lewe in die reine kan bring tot eer van U naam. Vra my kosbare naam van Jesus. Nou as ons hierdie gedeelte gaan lees en ons gaan terug na en reflekteer oor die geskiedenis van Jesus se kruisiging en Judas Iskariot, dan sal ons baie krities staan. Maar ek wil vanmôre van die kans van stelling maak dat in elkeen van ons is daar 'n mate van 'n Judas Iskariot. En as jy vir my sê jy verskil van my, dan wil ek tog vir jou sê, daar is 'n tyd wat jy iemand gepraat het wat nie goed was nie. Wat jy iemand se beeld getaan het, wat jy sy lampie doodgeblaas het met die hoop dat jou lampie brand beter. So daardie karakter van Judas Iskariot is vandag, al kyk ons in die politieke wêreld waar gaan, dan is dit baie prominent, want dit gaan oor die eie ek. Dit gaan oor die eie behoefte. En daarom wil ek vanmôre sê, ons moet kyk na hierdie karakter en onsself vanmôre beskikbaar stel, dat die Gees van God ons vanmôre sal lei. En die ironie van die saak is, hy praat van die leiers van die kerk. Wat hy daardie 12 uitgekies om die verskil daar buite te gaan maak. Hy praat van die leiers van die kerk. Een van die mees verwarrende waarhede in die evangelie is dat Jesus Judas gekies het. Ten spyte van die feit dat hy presies geweet het wie Judas was. Want hy was alwetend gewees. Hy het geweet wie hierdie Judas is. Ons lees in Lukas 6 vers 12 en 13. En hy daar uitgegaan na die berg om te bid. En die nag in gebed tot God deurgebring. En toe dit dag word, het hy sy disippels daar geroep. En 12 van hulle uitgekies. Wat apostels genoem word.
Dis ook wat nou gesê, disciples is nie al apostels, maar apostels is disciples. As jy 'n geroepene is vanmôre, elkeen wat hier is geroep. En as jy vir my sê, maar pastoor, hoe is ek geroep? Dan wil ek vir jou sê, Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan julle en maak disciples van alle nasies, doop in die naam van die Vader, die Seun en die Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dan die laaste vers 20 sê, en ek sal met julle wees tot aan die volleinde. Met ander woorde, ons doen dit nie op ons eie krag nie, want dit is juist wat hier gebeur in hierdie verhaal van Judas. Hy doen dit sy eie vermoë, sy eie behoeftes, sy eie begeerte. En nou sê hy vir ons in vers 20 van Matteus 28, ek sal met julle wees tot aan die volleinde. Met ander woorde, ek sal julle die krag gee, ek sal julle die vermoë gee, maar ek wil die erkenning kry, want ek is binne in julle. Jesus bid die hele dag voordat hy hierdie 12 apostels uitkies. Dit beteken Judas se roeping was nie fout gewees nie. Sy roeping was nie per ongeluk nie. Dit was nie 'n misrekende besluit wat Jesus geneem het nie. Jesus het Judas nie gekies omdat hy hom verkeerd beoordeel het nie. God se plan is nie afhanklik van Judas nie, maar God se plan was groter as Judas se sonde. En dit is waarop ek met jou lig omgaan. Ek vanmôre gesê dat elkeen van ons is daar maar 'n mate van die Judas. Maar God se plan vir jou is groter as wat die sonde wat in hierdie wêreld is. Halleluja. Hy het nie versekerde sondes sterf nie. Hy het vir alle sondes het hy gesterf. Of Judas hom nou uitverkoop het, vir geld verkoop het, en of die moordenaar aan die kruis iemand doodgemaak het, maak nie saak nie. Petrus het gesê hy ken hom nie. En wat het Petrus? Hy het belydenis gedoen. Met ander woorde, die genade van God is groter as die sonde van die mens. Maar nou kom hy in Romeine 6. Hy sê Romeine 6 vers 1 op. Hy sê, sal ons in die sonde bly dat die genade neerkom ons? Hy sê, nee, stellig nie. Daaroor ons kan nie die verkeerd bly doen nie. En dit is die verskil, as ons die verkeerd bly doen, soos Judas Iskariot gedoen het, dan sal daar 'n dag van rekenskap gee. Ons kyk wat sê Romeine hoofstuk 1. Hoofstuk 6 vers 1. Hy sê, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Vers 2. Hy sê, nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Met ander woorde, as ons 'n draaipunt het, en dit is wat ons elke dag bely. Hy sê vir ons in Johannes 1 vers 8 en 9, vers 9 spesifiek, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om dit te vergewe. Here, wat ek verkeerd gesê het, gedoen, gedagte het, Here, my werke, woorde, gedagte wil ek bely vanmôre, en vanaand se weer gaan slaap. Here, ek wil dit bely, sodat ek in die reine kan staan voor God vanmôre. Hy kom in Jesaja 1 vers 18. Hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Kom was jou sonde soos gemaak. Hy sê, dit sal dit word. Amen. En Judas het nie daardie konsep verstaan. Ja, Judas, en as ons kyk na die apostels, hulle was 'n spesiale verteenwoordigers wat Jesus op die aarde teenwoordig. Dit was sy raad gewees, met wie hy elke dag deurgebring het, met wie hy sy hartseer gedeel het, wie hy sy drome mee gedeel het. En dit is so belangrik, dat ek net vanmôre sê, die Here kom nog steeds, en hy wil sy hart met ek en jou deel. Maar is ek en jy ontvanklik om dit te deel, en te sê, die Here vertrou my so, dat hy vir my die vermoë gee om vir iemand te bid. Die Here vertrou my so om hierdie evangelie, wat hy aan my toevertrou het, met ander mense te deel. Soveel vertrou het God in elkeen van u wat vanmôre hier sit. As hy die vertroue in Judas kon gehad het, om saam met hom te wandel, saam met die ander 11 te wandel. En wat vir interessant is van Judas, van die 12 disciples is hy die enigste een wat uit Judea uitgekom het. Die plek waar Jesus gebore was. Die ander van Galilea afgekom. Die ander 11. So hy was eintlik 'n baie spesiale persoon gewees, wat die Here gekies het. Maar hy het nie gestand gedoen, dit wat hy verteenwoordig moes het. En daarom wil ek vanmôre vir jy sê, kind van God, ek en jy is ook spesiale verteenwoordigers van God vanmôre op hierdie aarde. Die feit dat ons vanmôre in hierdie gebou sit,
Want Jesus het die hele dag deurgebid voordat hy hierdie 12 gekies het. En op die kruis van Golgotha het hy sy lewe gegee vir ek nie. Hy het nie net gebid in tyd van Getsemane nie. Maar hy het sy lewe gegee sodat ek nie vanmôre kan sê ek het die Here waar lief. Ons het daai koortjie gesing. Dit beteken dat Judas, hy was 'n geroepene. En dit was nie 'n fout nie. En dit was ook nie 'n ongeluk nie. Dit was nie misrekende besluit nie. Judas het gekies om teen Jesus te draai. God se plan is nie afhanklik van Judas nie. Dis wat ek gesê het. God se plan is groter as Judas se sonde. Judas was werklik geroep in Lukas 6 vers 14 en 16. Simon wat hy Petrus genoem het, en Andreas sy broer Jakobus en Johannes, Philippus en Bartolomeus, Matteus en Thomas, Jakobus die seun van Alfeus, en Simon wat yveraar genoem word, Judas die seun van Jakobus en Judas Iskariot wat die verraaier geword het. Die Bybel praat van hy die verraaier geword. En as van dan is Johannes 12 wat word van Judas gesê. En die Bybel skroom nie om dit te doen nie. Hy sê dit reguit vir ons. Judas word by naam genoem onder die 12. Hy is nie 'n buitestander nie. Hy is nie iemand wat op 'n afstand staan, hy is nie 'n bywoner nie. Hy is 'n apostel, spesiaal verteenwoordiger van God. En soos ek en jy, ons is nie buitestander as dit kom by hierdie evangelie van God nie. Hy sê ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En daarom is so belangrik vanmôre dat ek en jy sal sê, Here, in soveel omstandighede het ek nie geval. Judas was nie geroep soos Petrus, Johannes en Jakobus nie. Die roeping beteken nie redding nie. Luister mooi wat ek sê. Roeping beteken nie redding nie. En ons verwar partykeer roeping met bekering. Nou roeping is eintlik 'n uitnodiging. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal vir julle rig. Dis die roeping, maar dit is nie bekering nie. Bediening en verwar ons met oorgawe. Ek kan 'n bediening hê, maar ek is nie oorgegee. Met ander woorde, want as ek 'n voorbeeld kan noem, ek kan dalk mooi sing. Ek kan 'n mooi instrument speel, maar ek is nie oorgegee in die werk van God nie. Ek doen dit tot my eie voordeel. Ek dien die wêreld met dit. So daardie bediening wat ek ontvang het uit die hand van God, gebruik ek nie tot voordeel van die koninkryk nie. Naby aan die Here. Dis nie verandering van die hart nie. Ons kan in die kerk sit. Sondag na Sondag. Maar my hart is sterk vir die Here. Dis 'n verskil van môre. Baie keer sê mense, hy sy vrou is gelukkig getroud. Sy vrou is gelukkig huisgetroud. So daai huwelik werk nie lekker nie. Wil ek môre vir jou sê, om naby God te wees, is ver van God af. Hoorie wat ek wil sê. Om naby God te wees, is ver van God af. Daarom sê ons in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? Dat ek in julle woord. Sit vir daai 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon. Hoor wat hy sê vers 14. Hy sê, as iemand die tempel van God ken, sal God ons ken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Daai karakter van Judas wat baie keer in ons opstoot, is teenstrydig wat die Here vir ons in 1 Korintiërs 3 vers 17 sê. Roeping beteken nie bekering nie. Naby aan God beteken nie bekering nie. Jy kan geroep wees, maar steeds verlore. Waar nie daar pastoor. Hoor wat sê Matteus 7 vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in die naam duiwels uitgedryf en in die naam baie kragtig gedoen. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk.
So hier lees ons van mense in Matteus 7 wat sê, weet, ons het groot dinge gedoen. Ons het duiwels uitgedryf, ons het die geskissel gesalfmaak, ons het wonderwerke gedoen. Maar ons is naby die Here, want die Here was nie in ons nie. Dit is nou maar hoe werk, dit gaf my Romeine 11 vers 29. Romeine 11 vers 9. Want die genadegawes en die roeping van God is onberouwlik. Met ander woorde, die Here gee vir elkeen gawes, hy maak, hy roep elkeen. En hy gaan dit nie terugvat, hy gaan rekenskap van ek en jou vra die dag as ons vermaak. En dit is wat hier so in Matteus 7 vers 22 gebeur. Here, maar in U naam het ons al hierdie dinge gedoen. So ek het julle die gawe gegee, maar julle het dit misbruik. Gaf my Filippense 1 vers 15. Hoor wat sê hy daar, so dis 'n ander skrif wat ek in my gedagte het. Vers 15. Hy sê sommige preek Christus ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid. Met ander woorde, daai een vers gesê, daar's mense wat hierdie woord verkondig omdat hulle in Christus is, en daar's mense wat hierdie woord verkondig omdat hulle naby Christus is, wat ek nou gesê het, nie in Christus nie. Want dan is daar verskil, en hierdie ding het my baie lang gevat, vers 16, hoor wat sê hy? Hy sê eers wat verkondig Christus uit naaiwer, nie met suiwer bedoeling nie, met die mening om my boeie verdrukking toe te voeg, dis Paulus wat dit sê. En vers 17, belangrik, hy sê maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. So ons kry die twee wat in Christus is en die wat buite Christus is. En dan vers 18, hoor wat sê Paulus met baie wysheid. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onderskei of in die waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly. So daar's mense wat hierdie woord vat, en hulle draai en twist om hulle eie saak te pas. Maar as daar 'n persoon werklik waar tot bekering kom, is daai bekering nie 'n valse bekering, dis opreg, want sy hart is gerig op God. En dit is wat Paulus vir ons daar sê. En dit is hoekom Matteus 7 vers 22, en as ons Matteus 7 vers 5 gaan lees daar, dan sal ons sien, die boom word ons nie aan sy blare geken, hy word aan sy vrug geken. So die boom kom nie by die boom en sien, maar die boom het mooi blare. Hy soek die vrug op die boom, want dit is waar sy belegging is, omdat hy daai vrug kan kry. En dit is wat die Here by ek en jou soek. Hy soek Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees in ons lewe. En die oomblik as daar 'n karakter van Judas in ons is, dan kan ons nie die vrug van die Gees beoefen nie, want dit kontamineer, dis daai brum wat in die appel is. Hulle vra ons wat is erger as 'n brum in 'n persbe. 'n halwe brum. Vir 3 jaar wandel Judas saam met Jesus. Judas hoor alles. Hy hoor elke preek. By die bergpredikasie Matteus 5, as jy begin, hy sê, nadat Jesus gesit het, hy sy grond geleer en hy sê, salig is. Begin hy met die bergpredikasie. Matteus 5, Matteus 6, Matteus 7. En hy leer hierdie disippels, hy sê, julle is die sout van die aarde, julle is die lig. Hy sê, as hulle jou een bank slaan is, gee die ander bank. Hy leer hulle om nie skade in die rug. Hy leer hulle die oprigtheid. Hy sê, salig is die wat arm van gees is, met alle oor hulle wat by behoeftig het. Salig is hulle wat by die arm is. Hy leer al die goedes. Judas sit daar op die grasperk, as hy dit so genoem, saam met die ander disippels in die skare, terwyl Jesus hulle leer. En Jesus hulle net teorie geleer nie. Hy het hulle in praktyk ook gewaar. Hy sien elke wonderwerk wat hy gedoen het, sien hy dit.
Dit is so kosbaar, want hy sê tot die vernedering van die brode, was sy getuienis nie. Hy was deel van dit gewees, om te sien dat hierdie broodjies en visies net bly verneder, bly verneder, en tog, verhard het sy hart. Hy is teenwoordig by elke genesing wat plaasvind. Hy is as Lazarus in die doodheid opgewek, as die blinde kan sien, die dowe kan hoor, die vrou wat aan bloedvloeiing ly, as hy genees word, hy ervaar en hy beleef al daardie wonderwerke, en tog is sy hart verhard. Nou lees ons die volgende, in Johannes 6, vers 70, wat sê van hierdie man Judas? Ek wil eintlik in my Bybel gaan kyk, want dit is vir my baie belangrik dat ek in haar gedeelte ook gebring. Sondag, so ek kyk op wat op vers. Ons praat van die opleiding. As ons sien hoofstuk 6 van Johannes, die vermeerdering van brode was hy by gewees. Ons sien Jesus op die see loop, Johannes 6. En ek wil hier kom by vers 60. Baie van Jesus se disippels verlaat hom, belydenis van Petrus. En baie van sy disippels het gesê toe hulle dit hoor, hierdie woorde is hard, wie kan daarna luister? En Jesus het homself geweet dat sy disippels hieroor gemurmureer het, sê hulle, is dit julle tot aanstoot en antwoord dat hierdie brood my liggaam is en die wyn my bloed? Hoe dan is julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees, is lewe. Maar daarin is sommige van julle wat nie glo nie, want Jesus het van die begin af geweet wie dit was wat nie sou glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. Met ander woorde, die ander vertaling sê, wie hom vyhandig gesind is. Nou dit is wat Afrikaans kan dit lees, en besef ek, Here, eintlik hierdie man het 3,5 jaar saam met u gewandel, en hy was nie vyhandig gesind. Want hy wou nie gehad het die plan van die redder, Jesus Christus, moet volkomen word. Vers 70, Jesus sê toe, julle praat so, een van julle wat hier staan, is 'n duiwel. Al het ek homself gevra om my volgeling te wees. Dis in die boodskap. En hakies vyhandig gesind. Een van julle wat hier is my vyhandig gesind. Wat 'n gedagte is dit wat die Here vanmôre vir ons sê? Elke ding wat ek en jy teen God se sin doen, is ons eintlik vyhandig gesind. En vanmôre kan ek uitstap en sê, maar pastoor het die punt gemis. Ek wil nie sê punt gemis nie. Ek wil ek en jy moet bewus word dat hoe nou die pad is wat ek en jy moet wandel. Let wel, Jesus sê dit terwyl Judas nog saam met hulle loop. Hy pinpoint hom nie, hy sê een van julle wat hier is, gaan my verraai. Alhoewel hy opleiding ontvang het, is sy hart ver van Jesus. Is sy hart gesluit. Lig kan nie inkom waar 'n hart nie oopgemaak is nie. En dit is wat met Judas sê. Judas se probleem was nie 'n gebrek aan blootstelling nie. Dit was 'n gebrek aan oorgawe. Om te sê, nee, die Here het my tot hier gelei, en nou gaan ek oorgawe maak, ongeag wat dit my gaan kos. En ek vir jou vanmôre sê, al wat dit ek en jou kos om die Here te dien, is ons tyd. Niks anders nie. Die Here vra nie jou rykdom nie, hy vra nie jou man, hy vra nie jou kind, hy vra nie jou kinders, hy vra jou tyd. Hy vra dat jy 'n verhouding met hom staan, 'n intense, intieme verhouding met hom sal wees, dat wanneer hy met jou praat, dat jy sê, Here, u diensknegt, beluister, praat maar. En dit is wat die Here vanmôre wil. As ons geseënd wil wees, wil ek vanmôre sê, kom ons luister vir 'n slag wat die Here sê. In 'n moeilike tye. Ek het aandag gesê nee, Jeremia sê vir hom, terwyl in ballingskap is, gaan koop vir julle grond en bou huise. En hulle het Moses gesê, maar is dit dan moontlik dat die profeet sulke stellings maak, dat ons in sulke moeilike tye huise bou en grond koop en huise bou? Vir God is niks onmoontlik nie. Maar vir ons is alles 'n probleem.
Veral as dit kom met ons verhouding met die Here vanmôre. En wil ek vir jou sê, die feit van die saak is, ek en jy is net reisigers op die aarde. En hoe eerder ons reisplan reg kry, naamlik met God 'n verhouding het, hoe beter gaan dit vir ek en jou wees om daardie reisplan te voltooi. Hier is 'n probleem was nie gebrek aan blootstelling, was net gebrek aan oorgawe. Lig verander nie die hart as die hart geslote bly vanmôre nie. En ek het hier geskryf, Judas dien saam met die ander, terwyl hy verborge sonde het. Judas doen bediening. Hy kom in Matteus 10 vers 1 tot 8. Die Jesus die 12 uit. En hy sê vir hulle, hy stuur die 12, hy sê, gaan dryf die onreine geeste uit. Judas, jy ook. Hy sê, hy stuur om elke siekte en elke kwaal te genees. Judas, jy ook. Hy sê, gaan na die verlore skape van Israel toe, jy ook, Judas. Verkondig die koninkryk van die hemel, want die tyd het naby gekom, jy ook, Judas. Maak die siekes gesond, Judas. Maak die melaatses reinig hulle, Judas. Wek die dooies op, Judas. En dryf die duiwels uit, Judas. Dis die opdrag wat hy vir almal gegee het. En Judas het dit ook geervaar. Judas het ook die opdrag kry. Judas dryf duiwels uit, hy bid vir siekes, hy verkondig die koninkryk. En die skokkende waarheid, God gebruik soms mense wat hy sy lewe nog nie verander het om sy doel te bereik. So as Judas nie gedoen het wat hy moes doen, God se plan sou nie skibreek gelei het nie. Want gaan kyk in die Ou Testament, gebruik die Here heidene om sy volk tot voordeel van sy volk. En ons kan na 'n paar gaan kyk na Kores van koning van Persië, wat Israel in ballingskap verlos het, dat gesê, die volk Israel moet uit ballingskap, ek los hulle, laat hulle teruggaan na hulle eie land toe. Die Nebukadneser, die Here gebruik Nebukadneser, om sy volk in ballingskap te bring, om die volk toe geluister het nie. En dan kom Darius na, Kores kom Darius van Medo-Persië, en hy ondersteun God se plan, om Daniël terug te stuur, sy mense terug te stuur, om die stad Jerusalem te gaan herbou. So kan ons 'n paar groot name in die Ou Testament God gebruik, wie gewillig is om te luister. En as hy 'n donkie gebruik het, so Biliam, om met Biliam te praat. Pragtig, ek is beter as 'n donkie. Joshua. As die Here 'n donkie gebruik, omdat ons nie beskikbaar is nie, daarom sê hy 'n plek, die klippe sal het uitroep. Omdat ek en jy dit weet nie. Mag God ons behoed. Mag God ons bewaar van dit. Die salwing is nie altyd 'n bewys van karakter nie. Die gawes kan werk, ek het veel in Matteus 7 vers 22 gelees. Die bediening kan vloei, dit kom met Matteus 7 vers 22. Mense kan seën ontvang, en ek het dit vir 1 Filippense 15 met 16 gelees, terwyl die hart onrein is. Die krag van God kan deur jou vloei, sonder dat jou hart rein is. Die krag van God kan deur jou vloei, sonder dat God in jou regeer. En ek het in die Ou Testament 'n paar name genoem. Die skok wat deur die woord van Johannes 12, en dit wil ek julle lees, Johannes 12. Sê Johannes 12 vanaf vers 1 by op, tot 6. Vir julle sal dit daar lees. En ek sê, hy is 'n verraaier. Johannes 12 vanaf vers 1. Hy sê, Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het en wat hy uit die dood het opgewek het. Vers 2, hy sê, hulle toe vir hom daar maaltyd berei, en Martha die bediener het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom op tafel was. En hoor wat gebeur. En Maria het 'n pond egter, baie kosbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus se salf en sy voete afdroog met haar hare.
En die huis is gevul met die reuk van salm. In ander woorde, as jy gaan kyk, die salwing van God was teenwoordig. In vers 4, hy sê, toe sê een van sy disippels, Judas Iskariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, dit was hy, waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy sê, dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was nie, maar omdat hy 'n dief was en die besie gehad het en die bydraes geneem. Ek hoop dit sink in wat hy sê. Dat nie net was hy ontrou nie, hy was oneerlik ook gewees. Want hy sê hierdie vrou 'n weldaad doen vir Christus, vir Jesus. En dan het hy 'n probleem daarmee, wat ek in die begin gesê. Die Judas karakter wil altyd die een wat hom voorloop ondermyn. En dit is wat ons hier sal lees. Toe hierdie vrou Jesus se voete met haar oor die salf, toe hy 'n probleem, want hy sien kastig die armes, want nou sê die Bybel, maar hy was 'n dief. Hy het beursie gedra. Met ander woorde, hy was oneerlik geweest. Met ander woorde, hy het bymotiewe gehad. En dit is gewoon belangrik. Hy sê, hy was 'n dief en omdat hy die beursie gehad het, het hy geneem wat daarin is. Met ander woorde, hy was nie eerlik geweest, selfs met die geld wat hy by hom gehad het nie. Judas dra die geldsak, hy word vertrou. En niemand vermoed dat hy iets steel nie. Dit is Jesus wat daardie stelling maak in Johannes 16. Maak hy die stelling. Verborgde sonde, wil ek vanmôre vir u sê, is gevaarliker as openbare sonde. Dit wat ons agter die kamer deur doen, dit wat ons in die stilte doen, dit wat ons in die geheim doen, dit sal op die dakke uitgeskree en gewasyn word, wil ek vanmôre vir u sê, want die woord van die Here sê dit vir ons. Daar is nie 'n wegkomkans vanmôre vir ek en jou nie. Ons moet op 'n plek kom waar die Gees van God werklik waar ons, dat ons met reine hande voor hom gaan staan en sê, Here, ek weet daar in my lewe is daar tekort, in my eie lewe weet ek daar is baie tekort. Maar ons kan nie verborgde sondes iewers wegsteek nie, want voor God is dit duidelik. Ek vra baie keer vir mense as hulle dink en sê jy in die kerk doen, dan sê hulle nee. Dan sê ek hoekom nie, ek respek vir die kerk. Maar wat is respek vir God dan? Hoekom is respek vir die gebou? Hierdie is die plek waar God woon, die tempel. Weet julle dat die liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is? Verborgde sonde is gevaarliker as openbare sonde. Judas lyk geestelik. Judas praat reg. Judas dien saam. Hy help die disippels. En ek dink hy was dalk 'n baie aangename persoon gewees om in verhouding te staan. Dalk miskien 'n goeie sin vir humor gehad met sy teenwoordigheid. Maar sy motief van sy hart was nie by God gewees nie. Dit was by homself, dit was in sy eie sak. Waar steel in die stilte, steel hy van die armes, sê die woord. Verborgde sonde. Luister mooi wat sê ek. Lei tot openbare verraad. Gaan kyk maar die nuus, die manne wat hierdie scams het en goed is, wat miljoene en miljoene maak, maar skielik word die mat onder hulle uitgeruk. Hulle skelmstreke word in die openbaar geplaas. Want dit is 'n God werklik geregtigheid. Judas, as jy kyk na sy karakter, kom die vraag onwillekeurig. Kon Jesus hom nie gestop het nie? Kon hy Judas steel ontbloot het en sê, hoor die Judas, ek kom af en jy steel vir die geld. Dis nie wat ek sê, hy sê hy is 'n dief. Judas, ek wil jy nie meer as dit met disippels sê. Hy kon het ook doen het. Hy kon Judas vervang het. Maar dan kyk ek na die karakter van Jesus. Hy was sag. Hy was geduldig. Maar daarbij ook was hy waarskuwend. Met die laaste maal sien ek in Johannes 13 hoe Jesus die disippels, en dit is Judas Iskariot se voete oop was.
Ek lees in Johannes 13 dat hy vir hom brood gegee het. Waar hy ook in die tafel sit. En die beste van alles is, in Matteus 26 vers 50, waar Jesus hierdie wonderlike stelling, waar Jesus sê vir hom, vriend, waarvoor is jy hierso? Toe kom hulle nader en staan almal en gryp. Ten spyte van die verraad, noem hy hom nog steeds vriend. Ten spyte van die verraad, was hy nog sy voete. Ten spyte van die verraad, deel hy met hom die brood. Liefde bied altyd 'n laaste kans. Dit sien ons op Golgotha, daarin so by die kruis sê, Here, dank vandag saam aan my die tyd nie. Sê, heen vandag as jy saam die tyd. God se liefde gee altyd 'n laaste kans, maar daar moet 'n onryk plek wees. Matteus 26 vers 14 tot 16, Judas verkoop Jesus vir 30 silwerstukke. Die bedrag van slaap betaal. Die Herodie wat die geld gesteel het, hy het die geld gesteel het, wat hy in die geheim gekoop het, word nou in die openbaar blootgestel. Dit is hoekom ek gesê, verborge sonde lei tot openbare verborgenheid. Wat jy die kruisig verborgen het, in jou liggaam, in jou lewe, sal ek in jou saak kruis. As ek kyk altyd wat ek hierso vertroetel, ek sê dit is maar niks nie. En ek het al met my daaroor gepraat, maar ek kan sê dit is my ondergang. Daar gesegde wat jy feed the crocodile, in the hope that you will be eaten last. Jy voer die krokodil en hoop, hy vreet al die ander dinge op, waar hy moet sê, hy gaan ek nie opneem. En dit is wat sonde nie. Maar wat is die verskil? Petrus sê dat ook nie reg handel nie. In Petrus se geval sê ons, sy sonde was open, hy het gesê, ek ken Jesus nie. Hy het dit nie weggesteek nie. Maar hy doen dit sommer 3 keer. Judas se sonde is in die geheim. Dis verborgen vir die mens. Petrus kom hy huil bitterlik oor sy omstandighede en dit wat hy gedoen het. Judas het geen berou gehad het nie. Maar Petrus kom en hy bekeer hom. En Judas leef sy eie lewe. Petrus word herstel, hy word die ontstel dat die kerk opgebou word. Judas is verlore. Albei geval, wanneer jy nie berou gehad. En vanmorgen is die vraag vanmorgen vir ek jou kerk. Nageryskap aan Jesus, waar word nie verlossing? Jy kan by die swembad sit, lekker in die son wag, maar dit sê nie jy swem nie. Dit is wat belangrik is dat ons moet verstaan. Bediening vervang nie bekering nie. Jy kan 'n fantastische bediening hê, maar dit is die bekering as God nie daardeur verheerlik word nie. En as God nie opgehef word daardeur. Ons kan wel vertale wees, maar as God nie daardeur baat vind in sy koninkryk nie, dan beteken dit vir ons niks nie. Verborgde sonde vernietig openbare roeping. Met ander woorde, as ek hier verborgde sonde, gaan dit openbare bediening. God se geduld is nie God se goedkeuring vir ons sonde nie. Want ons het gesê, kyk in Romeine 6 vers 1, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word meestellig nie. Hoe as ons dit een keer afleid, hoe kan ons nog verder daarin lewe? Dit is beter om jou hart oop te maak as om jou beeld te beskerm. Dit is wat dit hier as leer. Hy het nie sy hart oopgemaak, hy het eerder sy beeld beskerm. Nou wil ek môre sê, kom ons maak ons hart oop, want het is beter om ons hart vir die Here te gee as ons so openbare beeld te beskerm. Jesus vraag vandag, waar staan ek en jy? Hy vra, behoort ons hart aan hom vanmôre. Judas het Jesus gesoek, maar hy het hom nie lief gehad nie. Petrus het Jesus verloor, maar hy het hom lief gehad. Here, bewaar ons daarvan, om naby U te wees, maar met ons hart ver van U te wees.
wat ons harte reinig moet wees voor U. Ons motiewe voor U skoon moet wees en maak ons volkome voor U. Ek sluit af terwyl die mense kan tevore toe kom. 2 Kronieke 16 vers 9. Want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, die sy hart onverdeeld op hom gerig. Amen. Kom sê. Here, ek wil vanmôre die stelling maak, ons staan by kruispunt. Die stelling van maak vanmôre, dat is trek ek van die Judas in ons eie lewe. En ek dink as ons terugdink, dan kan ons baie keer terugreflekteer waar U met ons gedeel het, wat ons gehoorsaam was. Here, ek wil vanmôre vra vergewe ons daar. Here, ek wil elkeen in die kerkgebou nooi vanmôre wat saam by ons staan en sê, Here, ons wil belydenis doen teenoor ons ongehoorsaamheid. Met dit wat ons nie gedoen het wat U wil gehad het. En as ek sien in die woord wat U vir Judas gesê het, hy is 'n dief, Here, dan is dit amper vir ons skrikwekkend dat daardie beskrywing kan wees. Here, maar as U ons 'n woord gegee het om te deel, dan steun ons daardie woord. Ons nie 'n karakter wat minder as Judas is nie. En ek wil vra as jy saam met my wil staan vanmôre en sê, Here, ek wil belydenis doen vir die kere wat U met my gepraat het en nie gedoen het wat U wil gehad het ek moet doen. Wil ons vra, Here, dat ons nie openbaar tentoongestel sal word wat ons gehoorsaam is. Here, maar dat ons hart sal oopmaak vanmôre. Here, dat U kan intrek neem, dat U volle besit sal neem, Here. Here, dat sal weet, U is die koning van ons siel. U is die beminde van ons harte, Here. U het alleen reg in ons lewe, Here. En Here, ons wil U innooi vanmôre opnuut weer en sê, Here, kom vol my hart, Here. Here, en ons sê, weer eens baie jammer, dat ons nalatig roekeloos is, Here. Terwyl die eindtyd in sig is, Here, besef ons moet eerlikwaar met onsself wees, dat die Heilige Gees ons sal leer en lei, Here, en oortuig van ons ongeregtigheid. Here, sodat ons skuld daar buite kan maak. Here, ons gehoor wat sê, jy hoor ons in Matteus 7:22, nie almal wat sê, Here, Here sal ingaan nie. En daarom wil ons sê, Here, ons wil nie net sê, Here, Here nie. Here, maar ons wil ingaan, omdat ons gehoorsaam is aan U, Here. Here, U sê in Psalme hoofstuk 15, dat gehoorsaamheid is beter as offerande, Here. En daarom wil ons vanmôre vra, Here, dat ons gehoorsaam sal wees in die Gees van God. Tot eer van U heilige naam. Ons vra dit vir die maar die kosbare naam van Jesus gaan. Baie dankie kan jy so plek hê. Jy weet terwyl ek bid, dan gaan daar pas vir die oorgee. Is daar 'n ding wat hulle van praat, dat ek het al vir die kanslap gedeel. The nail in the wall. Daar is seker mense wat moet luister. As die persoon wat 'n huis gekoop het aanvanklik nie genoeg geld gehad om die huis te koop nie. En die verkoper sê, ek sal die huis aan jou verkoop vir die helfte van die prys. Maar die verskil is, ek wil net in die een vertrek, wil ek net 'n spyker los. Daai spyker is myne. En die persoon dink nie, maar dit is reg, daar's geen probleem daar. Wat beteken 'n spyker? Mense sien dit eers zeer bewus nie. En na so tyd verloop, toe kom die
verkoop ek by die huis aan met 'n karkas van 'n dier. En die man vra nou, wat maak jy nou? Ek sê net, die spyker waar in hier is myne. Hy sê, ek kan om daai spyker aan wat ek wil. En hy hang daar die karkas van die spyker en die tyd vrot daai karkas. Daai hele huis stink aan daai karkas. Die analogie van die hele ding is, die persoon het uitgetrek, waar die analogie is, as ons rein geskep vir vyand in ons lewe, dan gaan ons hele huis besmet en besloe wees. Ek gee dit van net vir u. Net vorige Pastor Drie sê, baie belangrik, dat die 22ste Februarie wat jy asseblief nie vergeet nie. Dan ons gemeente vergadering. Nou almal is welkom, niemand is uitgesluit nie. Wat ons wel by die vergadering gaan bespreek, ons gaan kyk na statistiek van verlede jaar bietjie. Ek het dit baie korter gemaak as wat dit hierdie jaar was. Gaan kyk na die statistiek van die vorige jaar 2024 teenoor 2025. Ons gaan kyk na die welgrafiek, hoe lyk ons teenoor dit wat ons wel bereik het. Ons gaan kyk na opleiding ten opsigte van wat opleiding na die kerk is. En ons kyk natuurlik na die saak oor diensbywoning, hoe dit oor die afgelope paar jaar van 2023 tot 2024 jaar. So ek wil vra dat u die 22ste glad nie sal mis nie, want ons het nodig dat u kan sien, die kerk se finansiële state gaan voor op die bord gesit word. Jy gaan die voorreg hê om te sien dat elke sent waar gespandeer word, wat is die kerk se inkomste, wat is die kerk se uitgawes, en baie keer bly die mense weg, want ons vra geld, ons vra nie geld nie. Kom vergewis jouself, dat die Here sorg vir hierdie gemeente. En daarom wil ek met vrymoedigheid kom kyk, daai 22ste kom woon. En dan ook by daardie geleenthede, die 22ste Februarie, is ek moet elke jaar met ek hardheid doen, om nog 'n jaar in die bediening te staan, omdat ek wat oud is. My ouderdom het vereis. Nou, in die verlede het hulle gevra van verkiesing, maar dit is nie 'n verkiesing nie, want verkiesing beteken die kiesers nie meer. Die woord vir dit is voortgesette diensbepaling. En ons sal daardie dag sal ons daardie definisie leer. Dit is voortgesette van diensbepaling. Met ander woorde, die gemeente moet besluit, kan Pastor Kiewit vir nog 'n jaar aangaan, of kan hy nie aangaan? En dit is waaroor dit gaan. Gaan hy aan of gaan hy nie aan? En dan word daar goed na die streek toe gestuur, die streek stuur dit na hoofkantoor toe, en dan eintlik die dag word die besluit geneem. So ek wil vir julle vra, dit is baie belangrik, dat ons die 22ste wel hier sal wees, om te help. Fenna sal daardie geleentheid van die stemming sal hy hanteer, want hy gee dit totaal in hom. So wat hy sê sal wet en orde wees, niemand sal byvoeg of weglaat nie, Fenna. So wat jy sê, daai dag sal finaal wees. Sterkte vir jou ook. Ek weet, dit is nogal 'n nemerige feitjie. Maar ek wil vir u vra, asseblief, dat weet jou broer, medebroer en suster, dat ons almal saam optrek, dat ons het suksesvol maak. Ons Dries kan uitdra, daar's redelike vereistes van hoofkantoor in die laaste tyd in opsigte van diensbywoning en al daardie goeders. So ek wil u tog vra, dat hoe meer u getrou is van diensbywoning, hoe makliker maak het, en Arimatheus sing het elke week sy opdateer, en aan die einde van die maand moet al die goeders na hoofkantoor gestuur word, maar ander het by die vraag. So daarom is het nog baie fyn dop, en so ons vraag die ondersteuning, en dit laat hier ryklik sien, baie dank as dit Dries hier gesê Let the
Ek vra dit net vir 'n oomblik, jy sit lekker met een. Ons gaan net nou 'n kort videoetjie kyk. Dis in verband met die EE3 kursus wat ons eersdaags wil aanbied. Kom ons kyk maar gou vinnig na die kort video. Baie dankie. I cannot take anymore. No one cares for me. These are the words of a broken child. Words that echo in the hearts of over 500,000 abused children around the world every single year. But here's the question that should shake us to our core. Do you know how to give hope in a broken world? Do you know how to give hope for the future? Right now, children are crying out in darkness, waiting for someone who cares enough to act. Someone equipped to bring healing. Someone ready to make a difference. Join us in 2026 to get equipped. Learn how to reach the broken, restore the wounded, and bring light into the darkest places. Because Jesus didn't just say to care, He commanded us. Therefore, go and make disciples of all nations. The time to act is now. Amen. Goed, as jy nou wonder waaroor daardie dit gaan oor die EE3 wat ons gaan aanbied, wat Felicia en Tia al aanbied, en dit gaan oor hoe begin jy en volhou jy 'n gesprek om iemand te lei na die Here toe. Ek is seker daarvan ieder en elk van julle was al in so 'n situasie gewees waar jy iemand moes lei na die Here toe, eintlik nie geweet wat te sê nie. Nou die EE3 kursus is spesifiek daarop gemik om jou toe te rus om daai gesprek met gemak te begin en deur te voer met sukses aan die ander kant. So, asseblief as julle daardie kursus wil bywoon, dit is baie interessant, ek moet sê, daar's 'n klein bietjie leerwerk aan, maar nie so baie nie. En as ek dit wil doen, kan enige ou doen. So, maar ja, asseblief kontak vir Felicia of vir Tia as julle belangstel, julle sal nie spyt wees nie. En dan wil ek ook net noem dat ek het gesien op die WhatsApp groepie is daar 'n poll wat ek gesit het vir die volgende Bruce Wilkinson kursus wat ons wil aanbied, genaamd Consecration. Dit is ook in die blou boek, maar ek het ook daar aan die onderkant het ek gevra as u 'n boekie wil hê. Party mense het klaar gesê hulle wil 'n boek hê, maar as jy wil en as jy dit gaan bywoon, sê net daar ja. En as jy nie gaan bywoon, dan sê ook net nee, want ons net 'n beraming kan doen hoeveel mense gaan jy wees. Ek kan jy verseker dit gaan baie interessant wees. Consecration gaan oor heiligmaking en dit is baie interessant. Maar as jy 'n boekie wil hê, laat weet vir my. Ons moet voortydig die boekies bestel, R50 'n boekie. Van u het reeds die blou boek by ons gekry. So daai kursus is daarin, julle hoef nie 'n boekie te kry nie. Maar as julle 'n boekie wil hê, asseblief laat weet my sommer op die groepie dat ek 'n raming kan doen. Van die het al vir my gesê. So asseblief, ons begin aan die 1 Februarie met dit. Ook op Sondagmiddag, asseblief moet dit nie mis nie. En maar sê net vir daar op die groepie jy gaan kom, sodat ons kan weet hoeveel mense daar gaan kom. Baie dankie daarvoor. En dan die res van die afkondigings vir die res van die week. Sien die skole het begin. Sien jy alles reeds mooi in plek, alles dit gaan goed en so voort. So ja, baie sterkte vir julle daarmee. En die nuwe skooljaar. En dan begin ons skop ons nou weer Dinsdag, die 20ste begin ons nou weer by die vroue bid hier, 10:00 die oggend hier so by die kerk. En dan ook Pastor Kiewit se mentorgroep aan die ander kant van die brug by die Klipfontein kant. 7:00 die aand skop ook af. En dan Woensdag aand die mentorgroep saam met my. Die mense wat hierdie kant van die brug bly, hier by die kerk ook 7:00. Ons skop ook af as jy wil enigeen van daai geleenthede bywoon, is baie welkom. En jy sal ook nie spyt wees nie. Ons gaan doen 'n lekker diepte Bybelstudie en dit is baie verrykend. Ek kan jy wel verseker. En dan Donderdag aand 6:00, ek is so opgewonde, begin ons mannebid weer. Ons gaan ons mannebid hier afskop. 6:00 Donderdag aand begin ons. Ons gaan weer daar so by Wyn in Concertostraat by Selapa op by hulle in hulle sitkamer doen ons die mannebid hier. En u is baie welkom. Ek nooi elke man vanaand uit. Kom sê net vir ou om te later terugbel
As 'n bietjie vroeg gesê, sê vir jou vrou, ek sien jou nou. En donderdag aan kom saam met ons manne bid hier toe, jy sal nie spyt wees nie, weer eens. Dan sit Vrydag aand sien ek as haar jeug, 6 uur. So, ja, 6 uur begin die jeug weer in volle swang en dan weer 7 uur. Vrydag aand begin die musiek en voorsang weer. Asseblief al die musikante en as jy wil kom saam sing, is meer as baie meer as welkom. Goed, dan wil ek ook net die voorbidding vra vir ons kerkraadsvergadering hierna. Asseblief as ons wat saam met ons vir wysheid en insig vir die besluite wat ons moet neem en die sake wat ons dan moet bespreek. Vra die voorbidding ook daarvoor. Maar baie dankie daarvoor. En nou is ons die laaste lied gaan sing, terwyl ons die tiendes en die offergawes gaan opneem. En dan sal ons net afsluit na die tyd. Baie dankie. Dankie Fina. Hemelse Vader, ja Here, ons staan vandag hier as lewende en welgevalle offers aan U. Ons wil so staan, Here, maar soms soos ons vandag gehoor het, staan ons in Judas kapasiteit voor U, Here. Here, en ons bring nie dit wat ons gesê het ons gaan doen, Here. Maar Here, ek wil vandag vir U vra dat U in ieder se hart sal werk en dat ons self gaan introspeksie doen. Dat ons daardie Judas mentaliteit uit ons uit sal werk in die naam van Jesus. Hemelse Vader, ek dank U, Here, dat ons dit kon aanhoor vandag. En Here, dit tydjie diep gesny het, maar Here, dat dit so wees dat ons harte besny sal word deur die woord. Hemelse Koning, en ons eer U vandag daarvoor, Here, dat ons kon U loof en prys vandag. Want Here, alle lof en die eer kom in elk geval U toe, Here. Niks vir ons, sê alles vir U, Here. Want Here, U sê duidelik, soek allereers my koninkryk en my geregtigheid en die res sal ek vir jou toevoeg, daar Matteus, Here. Dis wat hy sê daar, en U sê dit duidelik vir ons, maar Here, dat ons daardie hart wat besny is deur die woord, Here, dat hy so gevul sal word met die woord, dat dit wat ons hart van vol is, dat ons monde van sal oorloop, dat dit die woord sal wees, Here, en dat in die woord ons verwysingsraamwerk sal wees, dat ons op elke belofte in die woord sal staan, en sal spreek, Here, in die naam van Jesus. En ons eer U daarvoor. Vader, as ons nou hiervan vertrek na ons huise toe, Vader, wees met ons, seën ons paai huis toe, seën ons waar ons gaan ry, waar ons gaan stop, waar ons gaan doen, Here. Here, dat U voor ons sal uitgaan, en reeds waar ons kom, en ons daar sal vind, dat U reeds daar was, en daar is, Here. En ek dank U, Here. Seën asseblief ook nou hierna ons kerkraadsvergadering, die bestuursraad, Here, dit wat ons gaan bespreek, besluite wat ons moet neem daar, dat dit sal wees tot uitbreiding van die koninkryk, en tot U wil, Here. Ja, seën elke kerkraadslid, elke bestuursraadslid, Here. En ons eer U daarvoor, Vader.
in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen en amen. Baie dankie. Gaan in vrede.